Welkom, ons is hierso by die ateljee in by die Vlei boerdery. Ons is baie bevoorreg om Poen Jordaan en sy seun Kobus hier te hê. Kobus, hy is een van die legendes in die Doring Seksriviervallei. Vertel van ons van die begin, hoe het die Jordaans hier geëindig? Wel, ons is nou, ek is die 4de geslag, hulle is die 5de geslag. Maar daar is 'n hele groep Jordaans wat eintlik oorspronklik gekom het na waar ek vandag boer. En daarna het hulle verder uitgesprei in die vallei. So, ons is 'n redelike groot familie in die vallei. Poen, en baie uitdagings, maar Jordaans is hierso. Jy het my nou net vertel, 73 jaar later. Hoe hou jy aan die gang? Wat motiveer jy? Ek het eendag met 'n boer gepraat, de vraag vir hom. Ek sê, jong, dit was ook 'n moeilike jaar geweest. Dan wil ek ook vir jou antwoord, soos hy gesê het, dis in my bloed. Nee. Het is van kleins af. Was ek boer geweest. Groentetuin gemaakt, al sulke goed is, maar een deel van jullie kan er jare geweest. Ag, dankie. Saam met ons het Neil Liga, 'n kollega, Neil is ook al omtrent 40 jaar geskiedenis in die landbou. Neil, welkom hierso. Ja, en baie dankie. Ja, ek is bevoorreg geweest. Ek in 1987 het ek basies in die vrugtebedryf. Kon dit so baie goed onthou, was die sagte veterinaar Unifruco. Ek was basies die eerste aanstelling by Unifruco geweest toe ek operasie geraak het in 94. Skeisbeen gestig. Dit was na die regulering enkel kanaal. So ja, ek was 25,5 jaar by Unifruco Skeisbeen geweest en nou, ek het 13 jaar by Impact. So dis en ek het voorreg om so lank in die bedryf te wees en gesien het hoe die bedryf as ek dink daai jare op het die Dorings area, Heksvallei, omtrent 70% van taalbedrywe produseer. Vandag, Ja, as jy kyk vandag, kom ons sê so 80 miljoen kartonne. so om by 80. Maar ons is op die oomblik, dink ek, ons produseer nou maar so op 50% van die totale volume. Ja, Van die vroeë areas wat nou bygekom het. ja. Now, with us we have Kobus. Yeah, Kobus, you play a very important role, obviously making sure of the finances, in charge of fertilizers, water management. Farming's changed a lot from your dad's days. How have you, 2 questions, how have you managed the transition? And how has farming changed with all the measuring? How do you manage all of those juggling balls? Wel, om vir jou te antwoord op jou eerste vraag, vanaf my pa se tyd tot nou toe, wat wel baie verander het, is tegnologie. Tegnologie het in 'n opsig verander dat jy meer ekonomies kan besproei, baie besparings kan doen, wat ek dink 'n groot faktor veral in landbou is. Dit maak dat waar ons grootliks fokus is besparing veral op water. Waar van my pa se tyd af het dit gekom van vloedbesproeiings af, klapspuite, groot volume water, waar ons nou meer fokus op presisie besproeiing. In die sin van jou volume het baie afgeneem van hoeveel water jy hoef te gee. Jy gee net wat nodig is per dag of per week. Die weer speel ook 'n groot rol rondom besproeiing in daardie opsig. En dan die challenges wat daar bygekom het is ook, ek sal sê, jou beplanning rondom hierdie dinge moet baie fyn gedoen word in die sin van, alhoewel die tegnologie vir jou baie gehelp het om beter hierdie goeders beter te kan bestuur, is jy ook ander faktore wat 'n groot rol speel, soos algemeen elektrisiteit, dan moet altyd 'n konstante vloei wees.
jou opbergingsvermoë moet altyd goed wees. Ek weet daar's altyd die, hoe kan ek stel, die nuwe challenges is eintlik maar dat jy moet altyd seker maak dat jy jou toevoer van jou water altyd reg sal wees. Weer iets van jou kant, Neil? Van 94, die regulering, ek onthou na jare met enkel kanaal en EXA is net na die regulering het en EXA tot stand gebring. Vertel ons 'n bietjie meer oor EXA, dis seker nou al 30 jaar. Ja, ons het 97 het ons die eerste vrugte uitgevoer. Die hele gedagte van om op jou eie uit te voer was geweest dat Capespan, wat daai tyd was so 'n groot organisasie, jy raak weg as 'n individu. Jy het geen kontak met die mark of die persone wat, instansies wat jou produk hanteer. Die laaste wat jy jou produk sien is jou mee onder by die koelkamer afgelaai het en dan wat jy nou kry jy maar net later ja, dit was goed geweest of was sleg geweest. Jy het geen terugvoer gekry en dit het ons baie frustreer dat daar's 'n groot stuk van jou produk wat jy niks van weet nie. Ja. En dan ook dat ons het geglo om die beter kwaliteit druiwe moet 'n beter prys kry. En dit is ook kom ons EXA begin het. So in 97 het ons begin en ek wil amper vir jou sê, dit wat ek vandag weet en wat ek daai tyd geweet het, twyfel ek of ons so begin het. Dit is maar 'n tree in die donkerte gewees en jy het gehoop en geluister en gekyk en oorsee gegaan en gaan praat met die mense. Ja, ek dink ons is die oudste boere uitvoerders in die land van al die maatskappye. So en dit gaan nog goed met ons. Ja. Ons het moet by sê dat ons het 'n groot die eerste vrugte wat uitgevoer is van Suid-Afrika af kom hier uit die vallei uit van die Daisies en dit is na Engeland toe uitgevoer. Engeland bly nog vir ons die belangrikste mark vir almal. En ons het 'n redelike groot blootstelling in Engeland. En dit is 'n baie bestendige afsetgebied as jy dit soontoe kan stuur. Bestendig in terme van kontinuïteit, pryse. Kontinuïteit, prys. Jy weet voor die tyd hoeveel hulle gaan vat. Jy weet voor die tyd wat jou prys gaan wees. Daar hang dit net van die kwaliteit af wat jy stuur. Bon, wat maak die Doringsvallei so 'n unieke plek om druiwe te boer? In die begin was dit gewees omdat ons kry die minste wind in die Weskaap. En dan het ons die berge gehad wat die water vir ons gegee het. En dit, die wind is nie vandag 'n faktor nie, want almal kan wind net opsit. Maar ons het nog steeds ons groot Matroosberg wat vir ons die water gee. En ek dink is die tegnologie en die ondersteuning van medeboere wat ook, dit is hier gekonsentreer, wat dit 'n voordeel maak. Ja. Kobus, jy is nou 16 jaar, 17 jaar wat jy in die boerdery is. Ons het net 'n bietjie gepraat oor jou rol hier. Ander uitdagings wat jy ervaar of nee, die bedryf ervaar, ons almal praat van oor die verskeping, logistiek. Daar's baie. Ja. Maar as ek dink as ek moet sê die een groot uitdaging wat ons huidigelik regtig
grootliks in die gesig staar is reën in die verkeerde tyd van die seisoen. Dit wat ek met my pa aangesels het, wat nou soos my pa nou gepraat het van toe hy begin boer het, die area waar ons hoofsaaklik geleë is, was 'n area wat nie sommer reën ooit ontvang het nie. Maar oor die jare ek weet nie presies wat die rede is nie, of dit nou, ja, wat dit nou kan wees nie, maar dis, die seisoene het nou van so 'n aard verander dat ons binne seisoen jaar op jaar donderweer kry wat nie gewoond was, 'n gewone ding was nie, wat nou vir ons die volgende challenges gee is, jy moet nou besluit te maak, wat is jou opsies om jou produk te beskerm? En wel, jy het opsies wat ons gedoen het, wat ons sakkies ons vrugte sit, of ons kappies op ons vrugte om die reën uit te hou, of dan het jy nou ook die ander opsie om plastiek op te sit. Maar daar gaan ook daar's nog baie navorsing wat my mening moet wees in plastiek, oor watter tipe plastiek, watter hoogtes van die plastiek, dit moet gesit word, hoe jou struktuur moet lyk om effektiewe bestuur daarop te doen. En dit kom alles, die oorsprong is alles van klimaatsfaktore wat verander het. As ek het vir jou so kan antwoord, die grootste challenge is maar reën. Jy doen alles wat jy kan doen om die beste produk voor te berei, en dan wanneer dit by oestyd kom, dan is reën jou grootste factor. Ek meen, dan kan die verskeping en enige iets anders is dan ek wil amper of sê, is amper of 'n bysaak, want soos my pa nou genoem het, kwaliteit is jou grootste factor in die buiteland, en as jy reën gekry het, dan weet jy al klaar dat jou kwaliteit klaar beïnvloed is. Dan sit jy nou met daai probleme by die einde van die dag. Een van die doelwitte met plaaspraatjies is om die boere beter leer ken, veral families, en ek kry sommer hoendervleispoen, dit moet 'n groot blessing wees om saam met jou seuns te kan boer. Wat is jou kommentaar daarop? En ook goeie vriende soos Neil, want as ons jou nie kontak nie, is jy nie bel hier en juist by Leon, en hulle families en seuns is amper een, dit is ook baie geheg, ja. Die eerste ding wat ervaring wat jy kry is, jy seuns, en het jy genoeg grond, en as jy nou die grond het, dan dink jy, maar gaan hulle kom boer. En ja, en dan is het is werklik 'n plesier om hulle met saam te boer. Hulle het my nou so half en half geboord. Maar ek is maar nog daar. Jy kan maar 'n bietjie golf speel, meer tyd vir golf. Ja, ek en Leon, maar dis ook belangrik dat ons op die golfbaan kom, want dis waar ons die gesels wat belangrik is. So, ons is maar nie manne wat nie klap hy sit nie, ons is maar meer in die golfbaan. Yeah, awesome. So Kobus, thanks for your time. Yeah, you guys are very inspirational in the valley as well, and it's great to see, for us to see you guys working together as families. Big responsibility. If I look on the board behind you with the Viljoens, I'm sure the Jordans het ook so 'n lang board, and you've got a big responsibility, and you guys are real start markers. We also appreciate your support from Impact. I know it's challenging times at the moment, but we thank you for your support, and good luck going forward. Appreciate it. Baie dankie. Ons welkom Johan Jordaan hierso. As jy net kan fokus op Johan sê hy kry nie, is nie bang vir koud nie, is omtrent 10 grade hier, so Johan sê hy voel nogal warm hierso. So. Ja, baie welkom Johan en Poen. Johan, hoe het jy in die boerdery beland? Ek weet jou pa boer, maar hoe het jy begin? Wel, ek dink ek het baie vroeg begin toe ek jonk was, want jy werk op die plaas, vakansietye vir sakgeld, so ek dink dis waar dit begin het. En ja, dat jy
'n liefde en 'n passie vir boerdery en vir tafeldrywe. En dis maar hoe dit begin het. Ek het vroeër gepraat om saam met jou pa te boer. En jou pa is 'n legend. Hy's al amper 70 jaar. Dit moet awesome. Wat van jou uit jou oë na jou pa toe, hoe is dit saam met hom te boer? Ja, ek dink eerstens dit is nie altyd maklik om met jou pa te werk nie, in die sin van hy kan maar moeilik wees. Wat 'n goeie ding is. Maar ook hy's 'n wonderlike mentor. Jy kan altyd vir hom vra as jy sukkel met iets of jy's onseker, dan kan hy altyd vir jou leiding gee. So dit is eintlik baie lekker in daai sin. Ek het saam nie liege ons kollega hierso en jy het dit ook baie jare, 40 jaar so industrie kennis. Niels, iets van jou kant af? Ja, nee, dankie met Johan en Kobus Poen in die boerdery, een van ons ander kliënte, produsente. Ek het vir hom eendag gevra, hy het ook 2 seuns wat plaas toe gekom het. Toe vra ek vir hom, maar hoe gaan dit met die manne, met die boerdery? Toe sê hy, nee, hulle boer eintlik beter as hy, want dis dan 2. So, maar ja, dis voorware voorreg, jy weet, van 'n generasie, vir 'n volgende generasie. En as ons op baie uitdagende tye, ek net soos kom ons ook vroeër gesê het, as ek reg gesien die Boevallei is nader in die Karoo, so jy verwag eintlik minder reën na in die afgelope paar jaar. Ek dink behalwe verlede jaar was eintlik 'n droë jaar, maar die haal, die reën, en jy het eintlik baie min weerstand daarteen. Ja, my pa het altyd gesê, man as jy 'n plaas koop, moet dit nie in die Ondervallei koop nie, want die Ondervallei kry reën. Nou dit werk nou nie meer so nie, en die 2 seuns van my het eendag vir my gevra, wat het ook so reën. En dan voel ou maar, Jessie, wat kan jy nou maar, jy kan niks maak, dit is act of God. Maar toe vra hulle vir my pa, maar hoe werk het dan dat die mens tafeldrywe het en reën het so hier? Dat ek vir hulle gesê, luister, as dit normaal was, het hier nie een tafeldryfstok gestaan nie. So aanvaar het net, dit is nie normaal goed. En ons hoop nou, maar die toekoms raak het nou 'n bietjie meer soos dit was in die ouer dae. Alhoewel, soos Kobus gesê het, ons beskerm ons produk teen papiersakkies om elke torg te sit. Wat 'n groot werk, 'n groot uitgawe, en dis 'n addisionele uitgawe wat jy het, wat jy nie vergoed word vir die mark nie. Ja. Johan, grootste lesse wat jy geleer het? In boerdery. Lewenslesse en ook boerdery. Ek dink om altyd nederig te wees, het ek geleer, en om nie te veel vir jouself te dink nie. Ek dink dit is seker een van die grootste lesse wat ek al geleer het. En ja, met die drywe, dis lekker om 'n produk voor te berei wat jy kan trots wees. En dit gee jou krag om op te staan in die oggende en ag, dis lekker. Het 'n spesiale omgewing hierso in die dorings. Almal is sommer by mekaar hierso. Ja, al jou vriende is langs aan jou. Die eenhede is nie baie groot nie. So jou buurman is jou vriend. Deel julle baie inligting en help mekaar. Ja, ek dink aan die tafeldrywe is dit maar baie algemeen om enige inligtings te ruil, want dit is so moeilik. Wat help dit om jou iets te weerhou van jou buurman of jou vriend, want dan moet baie dinge regloop om 'n goeie produk voor te berei. Ja, verseker. Ja. Ja, van produksie is baie belangrik. Ons almal weet, jy moet produksie, maar dit is ook baie belangrik die balans tussen produksie en kwaliteit. Verskriklik. Hoe hoër jou produksie is, hoe groter is jou inkomste. Dit is dit is 'n stupid redenasie, dit moet so wees. Want tafeldrywe werk dit nie so nie. Want hoe hoër jou produksie is, hoe swakker is jou kwaliteit. So dis 'n baie fyn balans wat jy moet handhaaf. Ek wil net nog 'n ding daar byvoeg. Met tafeldrywe, die jaar jy 'n goeie oes het en jy dink nou jy
jy het nou die kennis en jy is nou die meester van die tafel besop vir die volgende jaar. Daar val jy van die wa af. So, wees nederig en doen jou goed reg, altyd. Boon Boonbou die golwe ou moet ook 'n uitklep hê en joune is golf. Jy praat van Leon, die vriendskappe, dit is ook baie belangrik. Dit is vir my, in die begin was dit vir my lekker, dit was vir my kompeterend. En ek het gehou van die kompetisie. Maar nou doen ek dit net om 'n bietjie my lyf los te hou en die swaai en want die mense raak op hierdie raak jy styf. Sê my bly, hoe kry Leon dit reg om al die balle so reguit te slaan na al die jare? Omdat hulle nie so ver slaan. Boon, advies vir jong mense wat swaar kry in die landbou en dit is nie net dis koringboere ouens wat dit gaan nie goed nie, wat advies gee jy vir hulle? Jy moet jou kop afhou en jy moet die regte ding doen. Gaan net aan. Moet nooit ophou nie. Want as jy ophou het, dat jy, dan verdrink jy. Dit is die ou wat op die skip gesit het en die skip is besig om te sink. En toe die skip so amper in die water is, toe spring hy af en hy sien toe die land. En hy spring van die skip af en hy begin swem in die land toe. Maar toe het hy nie genoeg krag om by die land te kom, toe verdrink hy. En as hy maar op die skip gebly het, het hy heel uitgekom. So jy moet aan mekaar. Jy moet nooit moed opgee nie. Ja, verseker. Ja, ons kom omtrent 30 jaar saam met julle met die verpakking. Ek weet dat baie uitdagings en ek weet verhoudings is baie belangrik, nie net met verpakking, maar met banke, met alles. Hoe belangrik is dit vir jou, Johan, verhoudings met verskaffers en in die algemeen met jou uitvoerders, met ekse, hoe kan jy dit beskryf as ek dit kan sê? Ek dink in ons bedryf, omdat ons met so baie mense werk en so baie verskillende verpakkings, verskaffers waarvan Impact een is, en is verhoudings baie belangrik, want dit is baie mense, baie kommunikasie en dit is verskriklik belangrik. Ja, baie dankie. Sê van ons kant af, so in Engels sê, keep doing what you're doing. En hier het 'n lekker bottel wyn vir 'n bietjie koeldrank vanaand. Ek wou daai kaggel is al klaar aan, so miskien kan jy insak na ete. Ja, dankie. Koolenof, ja, baie dankie daarvoor. En dankie vir ons vriendskap. En net vinnig sê voor ons gaan, ons het gaan jag een keer so 2000 na die Ooskaap. Ja, Boon was saam, Leon was by wat daar sit. En Boon, ek moet sê, het 'n hele koffer saamgebring met sy suurstofmasker. Slaap hy nog steeds met hom? Ek het nie verstaan wat dit was, maar ek dink iemand het dit toegeknyp in die middel van die aand. Maar hy het 'n kudu geskiet klip en omtrent 300 meter en almal was bekommerd. Die ding was gewond. Die sê nee, daai kudu lê daar. Toe gaan ons daar toe sy in die kop geskiet. Dit sal ek nooit vergeet. Maar dankie vir jou vriendskap. Keep going. Ek weet dit is baie uitdagend hierso. But you're a big inspiration to all of us out there en ons waardeer dit baie en keep going en Leon sê wat jy 'n bietjie te ver staan, jy moet net 'n bietjie afkom, dan kan jy net op die fairway kom. Dankie julle, waardeer. Okay, dankie. Awesome, thank you.